In vandag se les gaan ons nou kyk na die vermenigvuldiging en deling van algebraïese breuke. Ons het in die eerste lesie bietjie gekyk hoe om algebraïese breuke te vereenvoudig. Vandag gaan ons nou 'n stappie verder deur vermenigvuldiging en deling te doen. Nou baie belangrik as ons met vermenigvuldiging en deling van algebraïese breuke begin, is daar 'n paar stappe wat ons moet volg. Die eerste stappie wat baie belangrik is as ons kyk, wanneer die teller en of die noemer 2 of meer terme bevat, moet altyd eers gefaktoriseer word. Nadat ons die teller en die noemer gefaktoriseer het, gaan ons die gemeene faktor kanselleer. Die derde ding wat ons moet onthou, in die geval van deling, gaan ons vermenigvuldig met die resiproke of die omgekeerde. Dit is belangrike stappies hierdie en ons gaan nou 'n paar voorbeelde doen, sodat julle kan leer om dit toe te pas. Dis belangrike stappies die en ons gaan nou 'n paar voorbeelde doen wat julle gaan help om dit in te oefen en toe te pas. Ons eerste voorbeeldjie het ons nou ax minus 3a op x kwadraat minus 4 maal met, so ons het ons x kwadraat minus 2x op ons 2x kwadraat minus 5x minus 3. Goed, so, as ons hom gaan ontleed, kan ons nou sien, ons het ons maal, so dit is vermenigvuldig van algebraïese breuke. Julle het geleer wat skei terme, 'n plus en 'n minus, met ander woorde, ons sien hierdie teller het 2 terme. Net so as ons kyk na die noemer, kan ons sien die minus skei, so hy het ook 2 terme. As ons kyk na die volgende enetjie waarmee ons vermenigvuldig, dan is daar ook 'n minus wat ook 2 terme het, en as ek kyk na sy noemer, sien ek het 1, 2, 3 terme. Goed, met ander woorde, die belangrike ding wat ek in die eerste plek moet doen, is faktoriseer. Ek gaan elkeen van hulle alleen faktoriseer. Goed, so ek begin by my ax minus 3a. Wat kan julle daar sien? By my ax minus 3a sien ek het ek 'n a wat ek gemeenskaplik kan uithaal. So as ek my a'tjie gemeenskaplik uithaal, dan bly daar oor x minus 3 in my hakkie. As ek gaan kyk na my term in my noemer, sien ek dit is 2 terme wat geskei word deur 'n minus, al 2 is volkome kwadrate, so as ek die faktorisering daar doen, pas ek my reël toe vir verskil van kwadrate. Ek weet my een hakkie is 'n plus, een hakkie is 'n minus. Ek het die vierkantswortel van x kwadraat is x, die vierkantswortel van 4 is 2. Ek skryf my maalteken neer, nou gaan ek na my volgende term toe. As ek na hom kyk, kan ek sien ek het 'n x wat 'n gemeene faktor is, so ek kan my x gemeenskaplik uithaal en dan bly daar oor 'n x minus 2, as ek hom gefaktoriseer het. Nou gaan ek by my noemer uitkom. Goed, as ek nou kyk na my noemer, kan ek sien hy is 'n 1, 2, 3 term, so ek het 'n kwadratiese 3 term, ek gaan my reëls toepas, 2 hakkies, die minus voor die laaste term sê vir my 1 hakkie plus, 1 hakkie minus. Nou is dit die faktore van 2 en 1, en die faktore van 3, wat se verskil vir my by minus 5 gaan uitbring, so ek gaan hierdie skryf as 1 en 3. As ek dit nou oplos het, ek 2 maal 3 is 6, 1 maal 1 is 1, en dan het ek 1 minus 6 is minus 5
So ek moet by die tweede termpie kom my minus. Julle faktorisering, kan julle sien hoekom ons faktorisering so 'n belangrike deel van wiskunde? So, ek het in my boonste hakkie gaan ek hê my 2x plus 1 en in my onderste hakkie het ek x minus 3. Nou het ek gefaktoriseer en nou kan ek kanselleer. Alles wat gemeen is, onthou, ek kan net wat bo die lyn dieselfde is as onder die lyn kan ek kanselleer. As ek nou hier begin van 'n kant af, dan gaan ek sien die a het nie 'n maatjie onder die lyn nie. Die x minus 3 kan ek uitkanselleer. Verder kan ek sien, as ek hier kyk na hierdie x plus 2, hy het nie 'n maatjie bo die lyn nie, x minus 2 het 'n maatjie bo die lyn. So as ek hom nou vereenvoudig het, kan ek sien wat bly oor bo die lyn, my a en my x. So ek het bo die lyn my ax oor. Onder die lyn kan ek sien het ek nou my x plus 2 hierso en my 2x plus 1 hierso. So ek skryf alles neer wat oorbly nadat ek gekanselleer het. En hierdie is dan my finale antwoord. Goed, onthou, ons het nou ook gesê, ons moet altyd mooi kyk na ons noemers, né? Want om seker te maak dat die algebraïese uitdrukking nie ongedefinieerd is nie, gaan ons kan sê, maar x plus 2 mag nie gelyk wees aan 0 nie, met ander woorde, x mag nie gelyk wees aan min 2 nie, en ons kan sê, die 2x plus 1 mag ook nie gelyk wees aan 0 nie, met ander woorde, ons kan daar kry dat 2x mag nie gelyk wees aan minus 1 nie, met ander woorde, x mag nie gelyk wees aan min 'n half nie. So dit is die beperkings wat ons daarop kan sit. As ons net weer teruggaan na ons beperkings toe, kan ons mos nou sien, ons noemer het ons nadat ons gefaktoriseer het ons gekry x plus 2 en 'n x min 2. En ons het in die volgende term het ons gekry 2x plus 1 en ons het gekry x minus 3. So as ons x moet beperk, gaan ons hieruit moet sê x plus 2 is nie gelyk aan 0 nie, want as dit 0 is, gaan hierdie eerste ene ongedefinieerd wees. So x is nie gelyk aan min 2 nie. Of ons kan sê x minus 2 mag nie gelyk wees aan 0 nie, met ander woorde x is nie gelyk aan 2 nie. Of my 2x plus 1 mag nie gelyk wees aan 0 nie, met ander woorde x is nie gelyk aan min 'n half nie. Of x minus 3 mag nie gelyk wees aan 0 nie, met ander woorde x is nie gelyk aan 3 nie. Die beperkings word nie altyd gevra by die vereenvoudiging van algebraïese breuke nie, maar dit is goed om dit in te oefen, want dit is van kardinale belang as jy begin om algebraïese vergelykings op te los en daar is breuke in die vergelykings. So dit is 'n goeie ding om altyd seker te maak dat jy sien wat die beperkings gaan wees as jy die somme uitwerk. Goed, dan volgende voorbeeld het ons x² minus 12x plus 32 gedeel deur 8x op 8x. Dan het ons 'n gedeel deur teken en ons het 'n x² minus 8x plus 16 op x² minus 8x.
Dan het ons 'n maal x kwadraat minus 4x op x minus 8. As ons nou mooi kyk na hierdie sommetjie, kan ons sien ons gaan in hierdie geval 'n gedeeldeer hê. So die eerste ding wat ons gaan doen hierso, ons gaan die gedeeldeer verander na 'n maal en die breek omdraai. Met ander woorde, ons maal met sy resiprook of sy omgekeerde. So Tannie skryf nou maar eers weer die sommetjie neer en ek draai eers daai een om in plaas van dat ek alles in een stap doen. As jy weet jy maak nie agterlosige foute in wiskunde nie, kan jy alles in een stapie doen. Ek gaan eers my gedeeldeer 'n maal maak en dan moet ek hierdie 2 omdraai. Met ander woorde, hy moet sy resiprook word. So x kwadraat minus 8x kom bo en x kwadraat minus 8x plus 16 word nou die noemer van die breek. Maal bly maal, so die een wat dan kom bly presies dieselfde as wat hy was. Goed, nou het ek my gedeeldeer verander na 'n maal, nou gaan ek faktoriseer. Want ek sien hierso by my eerste plekkie, het ek 'n minus en 'n plus, so dit is 'n 1, 2, 3 term. Onder die lyn het ek wel net 'n 1 term, maar ek moet nog steeds die teller eers faktoriseer. Goed, so kom ons faktoriseer hom. Ek sien ek het 'n 1, 2, 3 term, dis 'n kwadratiese 3 term, so ek gaan my reël toepas. 2 hakkies, plus voor die laaste term beteken die tekens in die hakkies is dieselfde, hulle gaan albei minusse wees. Die faktore van 32 wat se som nou vir my 12 gaan gee, en dit is 8 maal met 4. Onder die lyn hou ek my 8x. My maal bly nou maal. Die volgende enetjie sien ek het 2 terme, so ek gaan faktoriseer. Ek sien hy is nie verskil van kwadrate nie, maar is 2 terme wat geskei word deur 'n minus, maar hulle is nie volkome kwadrate nie. Ek het 'n gemeene faktor van x. As ek x gemeenskaplik uithaal, dan bly daar 'n x minus 8 in die hakkie oor. Onder die lyn het ek 'n 1, 2, 3 term. So ek gaan my reël toepas, 2 hakkies, want ek sien dit is 'n kwadratiese 3 term. Voor die derde term is 'n plus, dit beteken die tekens in die hakkies is dieselfde en hulle gaan albei 'n minus wees. Die faktore van 16 wat se som vir my 8 gaan gee, is x minus 4 en x minus 4. Maal met, nou het ek by die volgende enetjie, sien ek het 'n 2 terme, want ek het daai 1, 2 terme, is nie verskil van kwadrate nie, ek het 'n gemeene faktor van x. Ek haal x uit en x minus 4 bly oor in die hakkie. Onder kan ek niks verander nie, hy bly net x minus 8. Goed, nou kan ek met my volgende ding wat ek moet doen is ek moet uitkanselleer. Dit wat onder die lyn is wat dieselfde is as bo die lyn, dit kan gekanselleer word. Goed, so kom ons begin van 'n kant af. Ek het 'n x minus 8.
x minus 8 kan met hierdie hele x minus 8 uitkanselleer. Dan het ek 'n x minus 4 kan met 'n x minus 4 uitkanselleer. Hier het ek 'n 8, ek het 'n x wat hier met daai x kan uitkanselleer. Dan kan ek by hierdie eerste termpie is daar niks meer nie, na die maal kan ek nou nog wat sien. Ek kan sien die x minus 4 kan uitkanselleer met daai x minus 4. Goed, so as ek nou mooi kyk, sien ek hou bo die lyn oor 'n x en 'n x minus 8 en onder die lyn hou ek 'n 8 oor. So my finale antwoord is x minus 8 op 8. Ons derde voorbeeldjie het 'n bietjie meer om die lyf. Ons het a op 4b. Gedeel deur het ons nou 2a kwadraat minus 2a op a kwadraat plus 6a plus 5. En dit word nou gemaal met a plus 5 minus b maal met 5 plus a op 4ab minus 4b. Goed, so as ons kyk na hierdie ene, is daar nou twee maniere, 'n paar maniere hoe jy hom kan doen. Tannie gaan hom vir jou op al twee maniere doen. Die eerste een wat ek nou sal doen, is ek sal my a op 4b so hou, my gedeeldeur sal ek los, en ek sal eers dit wat binne in my hakies is, gaan vereenvoudig, want dit is nou 'n maal. Okay? So ek sien nou hierso, gaan ek nou twee terme hê, met ander woorde, ek gaan nou in my hakies, gaan ek eerste uitwerk, dan in my tweede plek gaan ek nou binne in my hakies faktoriseer. Goed, so kom ons begin faktoriseer van 'n kant af. Ek kan daar 'n 2a gemeenskaplik uithaal. As ek 2a gemeenskaplik uitgehaal het, dan bly daar a minus 1 oor. Onder die lyn kan jy sien het jy 1, 2, 3 terme, want daar's 2 plusse, so ek faktoriseer hom, 2 hakies, plus voor my derde term beteken tekens in die hakies is dieselfde, dit gaan albei 'n plus wees. Die faktore van 5, wat se som vir my 6 gee is 5 en 1. Maal met, want hy is mos nou in my hakkie, is hy 'n maalteken. Goed, ek het nou in my hakkie, het ek a plus 5 minus b maal met, en ek gaan daai a plus 5 net my kommutatiewe eienskap toepas en hom omruil. Onder die lyn kan ek nou duidelik sien, het ek 'n gemeene faktor, want ek het weer 2 terme, so ek gaan my gemeene faktor uithaal. My gemeene faktor is in hierdie geval 4b. As ek 4b uithaal, dan bly daar oor a minus 1. Goed, so ek het nog steeds my a op 4b gedeel deur, en ek het my 2a a minus 1 op a plus 5 a plus 1 maal met, en by die enetjie kan ek nou my minus, so ek het 'n gemeene hakie wat ek kan uithaal. So ek haal my a plus 5 gemeen uit, dan bly daar oor 1 minus b.
onder die lyn het ek my 4b a minus 1. Onthou ek werk nou in my hakkies. Nou kan ek in my hakkies gaan uitkanseleer. Goed, so wat kan ek sien is dieselfde. As ek hier begin, het ek 'n a minus 1 en 'n a minus 1. Dan het ek 'n a plus 5 en 'n a plus 5. Verder kan ek sê 2 gaan in 4 in 2 keer. So as ek my hakies daar vereenvoudig, so wat hou ek nou oor? Ek het a op 4b, bo hou ek oor a1 minus b en onder die lyn hou ek oor 2b a plus 1. Wat ek nou gaan doen, is ek moet nou my gedeeldeur verander na maal en die breek omdraai. Goed, met ander woorde, ek het a op 4b, hierdie gedeeldeur verander nou na 'n maal toe en hierdie 2 moet omdraai. Met ander woorde, ek het a op 4b maal met 2b a plus 1 op a maal met 1 minus b. Nou kan ek nog weer verder uitkanseleer, want almal is nou mooi gefaktoriseer. So as ek nou verder kanseleer, sien ek die a's kanseleer uit. Verder sien ek 2 gaan in 4 in 2 keer. En die volgende enetjie wat ek sien is hierdie b kanseleer met daai b uit. So my antwoord bly a plus 1 op 2 maal 1 minus b. En dit is my finale antwoord. Kom ons kyk net na die volgende manier wat ons hom ook kon benader. As ons het a op 4b gedeel deur, en ek het nou hierdie hakkies, 2a kwadraat minus 2a op a kwadraat plus 6a plus 5. Onthou, hierdie is nou 'n maal, dan het ek a plus 5 minus b maal 5 plus a. En dit is alles op 4ab minus 4b. Goed, in hierdie geval kan ek ook nou gaan doen het. Die eerste ding wat ek kon gaan doen het, is om my gedeeldeur te verander na maal en die breek om te draai. Maar nou moet ek onthou, hierdie maal, hierdie hakkies maak dat hierdie hele ding na die gedeeldeur kom. Goed, so as ek hierdie gedeeldeur nou wil verander na 'n maal toe, dan beteken dit ek moet al twee van hierdie omdraai, omdat daar 'n maalteken is en nie 'n ietsie anders nie. Die hakkie maak hom nou 1. Met ander woorde, as ek die ding so gaan toepas, dan gaan ek hê a op 4b, die gedeeldeur verander ek na 'n maal toe, en dan draai ek al twee die ander wat na hom kom om. Dit is oor daai hakkies, wat dit so goed is of dit is een term, so dit is hoekom jy al twee dit wat binne in die hakkie is, omdraai. Goed, nou gaan jou stappies verder dieselfde wees, want jy kan sien, jy het nou
meer as 2 terme in die teller, meer as 2 terme in die noemer. So jou volgende ding wat jy moet doen is faktoriseer. As ons faktoriseer het ons a op 4b maal met, ons het mos nou gesien, hy faktoriseer 2 hakies, al 2 plus die faktore van 5, wat se som vir my 6 gee is 5 en 1. Onder die lyn het ek gesien, kan ek 'n 2a gemeenskaplik uithaal, so daar bly 'n a minus 1 oor. Hier het ek gesien, kan ek 'n 4b gemeenskaplik uithaal, so daar bly 'n a minus 1 oor, en onder die lyn het ek gesien, kan ek 'n a plus 5 uithaal, en daar bly 'n 1 minus b oor. Nou gaan ek op my doodgewone manier uitkanselleer. Al die faktore wat dieselfde is, kan ek nou uitkanselleer. Goed, so met ander woorde, as ons hier begin, a kanselleer uit met 'n a. Dan kan ek nou sê, die 4 kanselleer uit met daai 4. Volgende een, dit is hierdie streepies trek is altyd vir tannie lekker. A plus 5 kanselleer uit met a plus 5. Dan kan ek sien, my a minus 1 kanselleer uit met daai a minus 1. Verder kan ek nou nog sien, dat hierdie b kanselleer uit met daai b. So, my finale antwoord, wat bo die lyn oorbly is a plus 1, en onder die lyn bly oor 2 maal 1 minus b. En julle sien, ons kom by presies dieselfde antwoord uit. Ek gaan nog een voorbeeldjie saam met julle doen, en dan kan julle hierdie lesie inoefen, deur julle huiswerk te voltooi. Ons het x kwadraat plus x minus 6 op 2x minus 8, en ons gaan dit maal met x kwadraat minus 16 op x kwadraat minus 2x. Goed, so ek begin van 'n kant af, en ek sien mooi duidelik, dat ek 1, 2, 3 terme het, so ek moet faktoriseer. Onder die lyn het ek 2 terme, en elkeen van hierdie is meer as 1 term. Goed, daar's 'n minus 1, 2 terme, en dan het ons by hierdie ene minus 1, 2 terme. So die eerste ding wat ek gaan doen, is ek gaan faktoriseer. As ons nou begin faktoriseer hier van 'n kant af, 2 hakkies, 'n minus voor die laaste term beteken 1 hakkie plus, 1 hakkie 'n minus. Die faktore van 6, wat se verskil vir my plus 1 gee, is 3 en min 2, want plus 3 min 2 gee vir my 1. Onder die lyn kan ek 'n 2 gemeenskaplik uithaal, en daar bly oor x minus 4. Maal met. Goed, die volgende een sien ons 2 terme geskei deur 'n minus. Al 2 is volkome kwadrate, so ek pas my reël toe. 1 hakkie is 'n plus, 1 hakkie is 'n minus. X kwadraat se vierkantswortel is x, 16 se vierkantswortel is 4. Onder die lyn kan ek sien, kan ek 'n x gemeenskaplik uithaal, en dan bly daar oor 'n x minus 2. Nou kan ek uitkanselleer. Goed, so die x minus 4 kanselleer met daai x minus 4 uit. X plus 3 het nie 'n maatjie wat onder die lyn staan nie, my x minus 2 het wel 'n maatjie wat onder die lyn staan. So, wat hou ek bo die lyn oor? X plus 3 maal met x plus 4. Onder die lyn hou ek 'n 2x oor. En dit is my finale antwoord. Julle kan hierdie sommetjies nou lekker inoefen deur al julle huiswerk sommetjies te voltooi.
Onthou, practice makes perfect en wiskunde is maar 'n ding wat jy moet oefen.